Wie? Ja, is poppenkas. Ja. Dis nie mami nie, dis Mimi. Mimi. Ja. Ja, Tian se seun sê is mami. Ja, Mimi. Ja. Alright. Maatjies, hallo. Gaan ons gou-gou vir Mimi roep. Sy kuier 'n bietjie by ons. Né? Julle ken haar name. Mimi, Mia, Smit, Fanny Liesenheim. Asseblief. Okay, kom ons roep haar. 1, 2, 3. Hallo. Môre Mimi. Sjoe, alles vat so lank en stadig aan die begin van die jaar. Ja, dit voel gewoonlik so, Ja. né? Dis erg hier lekker Desember, groot en dan Januarie dan voel dit so stadig, né? Ja, Ja, dis baie erg. Was jy 'n bietjie weg vir die vakansie? ek was net op die plaas gewees. O, lekker. Ja, Wie was nog op die plaas? Ek wou al laas week teruggekom het, maar oupa het gesê nee, daar's nie petrol nie. Is dit Geld right? is op. O. Ons moet op die plaas bly. Ek vra nou vir die gemeente of daar iemand plaas toe was. Niemand is by die plaas gewees nie. Wat? Wie was hier toe? 3, 4 mense. Hey, 5 mense. Wie het by die huis gebly? Hey. Okay, 'n paar wie het baie ver gery? Okay, great. Ek is bly julle is veilig terug. Ek is bly julle is hier. Okay, Mimi, so jy het op die plaas gebly Yes. en julle was Kersfees, was julle dan nie kerk toe nie, maar julle was op die plaas. Ons het kerk onder die boom gehou. O, kerk onder die boom. Dis Oupa lekker. het vir ons gelees. Hy het daai hy het Lukas gelees. Ja. Ai, dis mooi. Hy het uit die Bybel uitgelees en toe het ons persentjies uitgedeel. Ai. Het julle persentjies gekry? Het julle onder die kerkboom die persente of het julle kersboom gehad? Ons het liggies gehang aan die boom. O, ja, dis oulik. En toe sommer daar persente uitgedeel. Sjoe. Nou wat het jy gekry? Ek het 'n pop gekry. 'n Pop. Ja. Jo, dis cool. En Wat net soos ek lyk is bietjie scary. is dit? Ja. Ewebeeld. Ja. Jo. Ek het nie geweet ek lyk so nie. Jo. Ja. En Jan, wat het hy Dit ook sy 'n die pop tande gekry? nie. O, Grillerig. wys gou jou tande. O, jy het ook nie tande nie. Julle lyk baie eners. Moenie wys nie. Nou, wat het Jan gekry? Dis eintlik 'n verskriklike storie, Dominee. Ja? Baie verskriklik. Wat het gebeur? Jan het 'n cool technological trok gekry. Jo. Hy ry met 'n remote control. Jo. Ja, Dis cool. baie cool. 'n remote Ek het ook control gedink is trok. baie cool. Ek wou eerder dit gehad het as die pop. Ai? En toe En toe vat ek dit. Ai. Ja. Mimi. Maar net vir 'n rukkie en Jan het oral gesoek, Dominee, oral. Hy het vir oupa gevra, vir ouma gevra. Hy het vir Geraldo gevra. Geraldo was ook op die plaas. Ai, Gerald. Ja, waar is my trok? Want hy het hom oopgemaak en toe sy weg. Toe sy weg. Ai, toe vat jy hom. Jy het hom nie gesteel nie, jy het hom net geleen. Maar ek het nie gesê ek het hom gevat nie. O. So Jan was verskriklik bekommerd geweest. Hy het so rondgeloop. Ai, shame. So. Waar is my trok? En jou pop, waar was jou Waar is pop? my trok? Waar is my trok? Waar was jou pop? In die trok of op die trok of by Jan? Nee, hy was net in die kas. Ai, shame. En toe die trok, toe speel jy eers 'n bietjie met hom, ry met hom rond en. Ja, ek het hom net vir 'n test drive gevat. Ja? Toe vat ek die trok daar na daai dik sand, O ja? nê? Nee. Daaronder lê langs die boom. Nee, dit was nader die daar dam. agter die berg, nê? Nee? O, jy het Daar ver waar oupa gegaan die met die groentetuin dik sand. Ja? Soos duine sand. Jo. En ek dink die trok is gemaak om in dik sand te ry nie. Sjoe. Want ek het so 2 keer en gereverse en vorentoe en toe val die wiele af. Wow. O, en toe? Verskriklik, ek het jou Ja, dit gesê. klink erg. Verskriklik. Wat maak jy toe? Ek kon Wat nie toe? vir Jan face nie. O, Ek het nie geweet wat gaan ek sê nie. het jy vir ouma of oupa gesê? Nee. Nou, soek Jan nog steeds of wat het toe gebeur? Ek weet nie, ek het net daar agter die duin gesit en toe begrawe ek daai trok onder die sand, nê? Dat niks uitsteek nie. Oh, Jy kon no. niks sien nie. Maar lyk Sjoe. my, Dominee, daar het 'n klein een van die wiele het daar uitgesteek. Ja. Toe kom Jan na my toe in my kamer en hy klop aan my deur. Doef, doef, doef. O, toe weet hy. Ek het nog nie geweet nie. Ek het gedog hy kom om met my pop te speel. Ja. Maar toe sê Jan vir my, hy weet wat ek gedoen het O, en dat ek sy trok gevat het. o.
Toe gaan staan jou hart amper. Nee, maar weet jy wat is nog meer verskriklik, Dominee? Wat? Jan sê toe, dis oukei. Wat? Toe vergewe Jan jou. Jan het my net daar vergewe, hy het gesê, dis nie so erg nie. Hy wou ook baie graag met my pop gespeel het, en hy het toe net nie. Sjoe. Ja. Maar hoe voel jy toe? Baie sleg, Dominee. Ja, ek ken dit. Baie sleg, Het ek jy was vir hom- baie skaam. Het jy vir hom verskoning gevra? Ek het toe jammer gesê. Maar Dit was nadat- toe maklik om jammer te sê. Ja, dit was moeilik om hom jammer te sê toe hy nog nie weet nie. Maar toe hy weet en hy sê ek vergewe jou, toe is dit maklik om verskoning te vra. Ja, maar dit was a weight off my shoulders. Ai, shame, Ek was kan dink. baie lig daarna. Ek het sommer al my Kersfeeskos se gewig verloor. Sjoe, ja. Ek was lig. Ek Ja. klink verskriklik. Ja. Ja. Kyk hoe maar is ek nou. Ai, shame, ek sien. Ja. Ja. Ai, het dit al ooit met julle gebeur dat julle maatjies, dat julle ietsie gedoen het of weg probeer steek het en so aan? Voel jy baie sleg? Nog nooit nie. Mooi. Nog, is dit mooi. Ek het my les geleer, Dominee. Is dit? Dis beter. Moenie jou broer se secrets verklap nie. OK. Kan ek nou sê? Ja, sê maar. Ja. Dis beter om maar te sê. Dis beter om uit te kom en nie dit verskoning vir te jouself te hou nie. Ja, Ja. dis baie sleg. Dis baie sleg. En Jan het my vergewe. Ek kan dit nie glo nie. Ja, dis baie volwasse van hom. Ja. Nee, jo. Dit what a voel so guy. lekker om vergewe te word. Ja. Jo, soos jy sê, jy voel sommer ligter. Ja, baie Nee. ligter. Sure. OK, maatjies. Okay, maar nou is ek honger. Ek wil nou gaan Ja, eet. jy moet nou weer jou Kersfeeskos gaan eet. Daar's lekker koekies. Ja. Is daar koekies? Lekker. OK, nee, dan moet ons koekies geëet. Okay. OK, Mimi, gaan jy gou vir ons bid? Ek Sal jy gou oogies toe? Alright. Oeh, nie Maatjies, my maak mond nie. Wil jy bid? Kom bid gou vir ons. OK, Mimi, hier's 'n maatjie wat vir ons gaan bid. Oh, regtig? Ja, maak toe jou Okay. oë. OK, maak toe julle oogies. Dankie liefies. Dankie liefies vir die kos. Dankie liewe Jesus vir die dankie liefies vir OK, Mimi, sal jy gou vir ons klaar bid? En dankie liewe Jesus dat U ons vergewe, net soos wat Jan my vergewe het. Dankie dat U vir ons baie lief is. Amen. Amen. Dankie Mimi. Het jy jou gebyt? Ek het amper Dankie, asem maatjies. gekry nie. Dankie Mimi. Bye. Bye Mimi. Sterkte. Dankie Mimi, jy ook. Dankie, jy's vergewe. Dankie. Bye. OK. Bye. As hy. Alright. So ons het julle sal nie glo nie. As jy nou 'n datum moet skryf, moet jy hom weer van voor af leer skryf. Ons nou nie meer 5 is nou 'n 6. Dit is verskriklik hoe die tyd aanstap. Ons praat nie oor nuwejaarsvoornemings nie, ons praat nie oor eerste preke nie, ons praat oor iets wat lankdurend moet aanhou. Ek het in my ondervinding self persoonlik gesien dat 'n nuwejaarsvoorneme hou tot 18 Januarie. En dan is dit nie meer 'n nuwejaarsvoorneme nie, dan sit langtermyn goals wat verlede jaar moes plaasvind. So ek wil graag laat ons as gemeente ons gedagtes op Jesus gerig hou. Dis die eerste belangrike ding. En tweedens is die vraag nie hoe lyk my 2026 met fiksheid of met finansies of sukses of so nie. Hoe lyk my 2026 in my verhouding met die Here? My verstaan van die woord, my groei in die gees, my geestelike volwassenheid. Hoe lyk my 2026 se pad met Jesus? En ek doen dit omtrent elke jaar waar ek sê hierdie jaar gaan ek my Bybel meer lees, hierdie jaar gaan ek meer bid, hierdie jaar gaan ek meer intentioneel wees met die woord. En raak ek besig. En dan gebeur die goed nie. So ek wil dit nie 'n nuwejaarsvoorneme noem nie. Dit moet 'n geestelike wakker word en 'n geestelike leefstyl wees. Dis hoekom dit die pad vorentoe met Jesus moet wees. En ek wil graag aangaan van verlede jaar af. Tannie Poppy het so mooi Kersfees decoration vir ons hierso. En julle sal onthou 10 dae terug was dit Kersfees. En die fokus is nie ander goedjies nie, dis ook nie die strand of die see nie, die fokus is Christus. En dis hoekom hierdie prentjie vir my so uitgestaan het, is want hierdie pappa sit met sy seentjie en hy vertel vir hom van hierdie the wonders of the first Christmas en die storie gaan oor Jesus.
En terwyl ek dink, wonder ek, hoeveel mense praat oor die ware betekenis van Kersfees. Hoeveel mense lewe en vier Kersfees omdat hulle Christus herdenk. In plaas van dink aan die geskenkies en dink aan die hoeveelheid kos wat ek in my maag kan kry soos Mimi. So terwyl ons op 'n geestelike high is van Kersfees af, fokus op Jesus, eindig jaar af met Jesus. Vier sy geboorte. Waar ons in die nuwe jaar ingaan met nuwe hoop en nuwe wense, nuwe drome, nuwe goed wat ons wil bereik, wil ek graag hê ons moet op Christus fokus. En dis hoekom ons gaan hierdie jaar baie na spesifieke woorde kyk. Na spesifieke woorde, hulle betekenisse, hoe dit prakties gaan wees in ons lewe. En dis hoekom ek wil hê ons moet vandag aan die woord genade vashou. En as julle na Mimi se storie geluister het, sal julle besef dat dit is wat Jan vir haar gehad het. Dis wat hy aan haar bewys het, is genade. Sy verdien glad nie vergifnis nie, hy gee dit vir haar. Hoekom? Hy is lief vir haar. Is sy sussie. Ek dink hulle is broedie en sussie, seker 'n niggie en neefie, maar Jan en Mimi, hy vergewe haar want hy is lief vir haar. En vir ons, ek dink vir ons, die belangrike fokus is dan, gaan ons hierdie jaar in die woord groei, gaan ons hierdie jaar sê, ek gaan my kennis in die woord verdiep, gaan ek meer intentioneel wees as ek lees, of gaan ek net weer terugval tot in my ou rutine, waar ek miskien 'n versie 'n dag lees, of waar ek miskien die Bybel het, ek het hom, maar sy blaaie is nog soos wat hy uit die boks uitgekom het. Hy word nie gelees nie. Dalk lees jy van die foon af. Dis ook great. Die vraag is, gaan ons hierdie jaar ernstig word oor die woord? Want dit is waar Jesus homself aan ons kom bekend maak. Dis waar ons uitvind wat sy wil is. Dis waar ons leer hoe om te leef volgens sy wil. Dis hoe ons leer wat disippelskap en dissipline is. Dis waar ons leer wat dit is om bold te wees vir Christus. Dis waar ons leer hoe om geestelik volwasse te wees. Nou, hoe gaan ons daai goed bereik as ons nie in die woord kuier nie? As ons nie in die woord leer en groei nie. So, ek wil baie graag vandag vir ons 2 tekste lees. Met die fokus natuurlik op genade. En hou hierdie woord in die agterkop. Genade. Die eerste teksvers wat ons gaan gelees is uit Johannes. Johannes 1. Johannes 1. As jy jou Bybel by jou het, asseblief maak haar oop. Johannes 1. Van vers 1 tot vers 18. Johannes 1. Van vers 1 tot vers 18. Hy is op die bord ook as jy nie jou Bybel het nie. Maar ek wil jou half challenge. As jy nie 'n Bybel het nie, kry die Bybel op jou foon. As jy nie 'n foon het nie, kry 'n foon. As jy nie een van daai goed het nie, die woorde is op die bord. Johannes 1 van vers 1 tot 18. Johannes skryf hier: In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Dis nie 'n nuwe vers nie. Ons weet hierdie woord is Christus. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is. Sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld, en die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie,
nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dit is hy wat ek bedoel het, toe ek gesê het, hy wat na my kom, is voor my, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie, sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. So as 'n mens dink aan wie Jesus is en wat hy vir ons kom doen het, dink ek nie ons gaan dit in 5 minute kan opsom nie. Ons gaan nie Jesus se grootheid en sy doel en al daai goed vinnig vir mekaar kan heen en weer uitklaar nie. Maar ek het so 4 punte wat ek so baie vinnig probeer by mekaar slaan het, en asseblief, dis nie exhaustive nie, dis nie die hele lys nie. Jesus is soveel meer as hierdie lysie van my. Hy het homself aan ons kom openbaar. Dis sy laaste versie. Niemand het God nog ooit gesien nie, maar sy enige seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Jesus het homself kom openbaar. Niemand het God nog ooit gesien nie. Maar as jy na Jesus kyk, soos wat hy vir die Fariseërs ook sê, ek doen net die wil van my Vader, as jy na my kyk, dan sien jy die Vader. Jesus sê, ek is God. Dis wat hierdie Johannes teks vir ons leer. Voor die begin van tyd, voor die grondlegging van die wêreld, was Jesus reeds daar. Alles is vir hom en deur hom geskape. En dan kom Jesus na die aarde toe, hy kom openbaar homself as God, en die groot doel is om die prys van die sonde op homself te dra. Hy red ons van iets wat ons onsself nooit van kan red nie, en dit is sonde. Ons kan om vergifnis vra en ons kan die beste mense wees. Sonde is iets wat ons altyd weg van die Vader af gaan hou en wat ons dood sal veroorsaak. En dis wat Jesus kom doen het. Hy het in ons plek kom sterf. Hy het vir ons sondes betaal. En hy lewe. Hy staan op uit die dood uit. Hy oorwin die dood. En hy sê, ek verwyder jou sonde so ver soos die ooste van die weste af is, verwyder ek jou sonde, ek vergewe dit, en ek beloof om nooit weer aan te dink nie. En wat Jesus doen is, hy sê, ek betaal die prys, en jy kry die lewe. Jy kry die ewige lewe deur jou geloof, dis daai vers 12, wat Johannes sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie uit die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is dit uit God gebore. Ons behoort slegs aan God, omdat hy die prys betaal het. Ons het lewe omdat hy gesterf het. Omdat hy die dood oorwin het ons ewige lewe. En hy gee dit vir ons, daai noem ons genade. Dis genade. Nie ek of jy verdien dit nie. Ons is nie goed genoeg nie. Maar hy het ons lief. Hy het ons lief en hy sê, dit wat my eie mense nie kon doen nie, daai wat hy sê, deur die ware lig, wat elke mens verlig, was hy kom na die wêreld toe, hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Sy eie mense het hom vervolg en doodgemaak. Ek en jy is vandag hier na die kruis. Jesus het gesterf, hy het opgestaan, hy het die dood oorwin, hy het hemel toe gegaan, sit en regeer aan die regterhand van die Vader. En ek en jy erken hom vir wie hy is. Ons erken hom as koning van die konings, ons erken hom as skepper van die heelal. Ons erken hom as die woord en die lig en die waarheid. Ons erken hom, en dit is ons wat hom aanneem. Dis hy vers 12, aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo,
het hy die reg gegee om kinders van God te word. Dis die mense wat Christus erken vir wie hy is. Sy eie mense het hom nie erken nie. En hier sit ek en jy met die woord, die waarheid, die weg en die lewe. Jesus Christus, wat homself openbaar deur sy woord. En ek en jy het 'n keuse, wat ons sê, ek glo in wat hy vir my hier sê, of ek glo dit nie. As jy sê, ek glo in wie Christus is, en wat hy vir my gedoen het, en wie hy is, en ek glo hierdie is sy woord, dan het jy lewe. Dan het jy genade. Wat hy sê, maar aan almal wat hom aanneem, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te wees. Dit beteken tog dat ons sy eiendom is, ons behoort aan hom. Daai is genade. Nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat hy ons genade bewys het. Deur ons geloof alleen is ons gered. Hy het ons genade bewys. Genade. Daar is so 'n quote, ek kan nou nie woord vir woord onthou nie, maar die quote gaan iets soos dit. Hy sê, as ek voel die Here skuld my genade, dan verstaan ek nie wat genade is nie. Jy kan nie genade geskuld word nie. Veral nie van die Here af nie. Genade is iets wat jy nie kan verdien nie. Genade is om lewe te kry terwyl jy die dood verdien. Genade is om vergifnis te ervaar terwyl jy straf moet kry. Genade is iets wat jy nie kan koop nie. Genade is iets wat jy nie kan verdien nie. Genade is wat Christus vrylik verniet gee. En hy gee dit vir elke liewe een van ons. Dit bring ons dan by Efesiërs, ons tweede teks vir die dag. Efesiërs, ons lees van Efesiërs 1 van vers 3 tot 14. Efesiërs 1 van vers 3 tot 14. Lof aan God vir sy genade. Efesiërs 1. Gelukkig vandag se tekste is maklik om te onthou. Is Johannes 1 en Efesiërs 1. Jy kan sommer die hele Johannes 1 lees en die hele Efesiërs 1. Jy sal hierdie raak lees, ek beloof. So Efesiërs 1 van vers 3 af. Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. So het hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. In sy liefde het hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees. Daarom moet ons God prys vir al sy wonderlike genade wat hy in die geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God, wat hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het. Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en op die aarde is onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy hom dit voorgeneem. Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God, toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God beloof is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God beloof het, wanneer hy almal wat aan hom behoort volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys. Die rede hoekom ons vandag na hierdie twee tekste kyk, is laat ons besef wie Christus is en wie ons in Christus is. Laat ons kan besef, miskien moet ek hierdie jaar fokus op wat hierdie woord vir my sê. Dis die waarheid wat God aan ons openbaar.
Baie keer voel ons, joh, ek wil so graag my verhouding met die Here verdiep. Hierdie is hoe. Leer ken hom weer. Daar is so baie mense wat die Here weet van hom, maar hulle ken hom nie. So baie mense wat ook sê hulle vertrou die Here, maar hulle vertrou net die Here as sy eie planne nie uitwerk nie. Dan moet ek nou op die Here staat maak. As jy Jesus ken, as jy die Here ken, dan sal jy hom vertrou. Dan is dit 'n natuurlike ding wat gebeur. As jy vertrou die Here. Daar is iemand wat verlede jaar interessante ding vir my gesê het. Ek het nog nooit so daaraan gedink, maar Jesus wat vir die Fariseërs sê, die belangrikste wet is, jy moet God lief hê, jy moet jou naaste lief hê. En hy sê vir my, besef jy breek konstant God se belangrikste wet. Hy vra vir my, is jy nou lief vir God met jou hele alles? Met al jou krag, met al jou, wat is hy, wees vir God lief met jou hele hart, met al jou krag, met jou hele verstand. Dit is letterlik jou hele wese. En hy vra vir my, is jy nou vir God lief met jou hele wese? Ek sê, nee, dis moeilik. Dis moeilik om ek moet nou lief wees vir God met alles wat ek is. Maar as ek honger is dit vir my belangriker om kos te kry as om vir God lief te wees. My wil is vir my belangriker as wat God wil. So die vraag is, besef ek breek konstant God se wet. Dit is genade. Ek verdien nie die lewe nie. Ek breek die hele tyd die Here se wet. Ek het die woord en ek lees hom nie genoeg nie. Ek ken vir Jesus, maar ek ken hom soos iemand daar ver. Ek ken hom nie soos hier naby, my God, my koning, my Vader, my verlosser. Die probleem is, hoe gaan ek verdiep in my verhouding met hom? As ek nie minder word van myself nie. Meer van hom, minder van my. En dis my wens vir ons as gemeente, is dat ons hierdie jaar aktief die Here sal volg. Dat ons prakties sal word in ons geloof. Dat ons daai Bybel sal afstof en sal sê, ek het 'n verskoning. Ek kry nie tyd nie. Ek's lief vir daai verskoning. Ek het nie tyd nie. So nou lees ek so min as moontlik. Ek lees 'n versie, dan voel ek goed oor myself. Voel ek, nee, ek lees Bybel. Ek wil 'n challenge. En ek wil myself challenge. Vir die wat die verskoning het, ek kry nie tyd nie. Staan 15 minute vroeër op. Borsel jou tande, drink jou koffie, lees so 15 minute Bybel. As jy nie weet waar om te begin nie, begin by Genesis 1. As jy nog steeds nie, as jy nie al die name wil lees nie, begin in die Nuwe Testament. Begin net iewers. Ek kry hooploos te gereeld die vraag, waar moet ek my Bybel begin lees? Christene vra daai vraag. Dit beteken tog jy lees nie jou Bybel nie. Waar jy moet begin lees is, lees die Bybel. Lees die Bybel. Begin by Genesis 1 as dit te moeilik is vir jou, begin in die Nuwe Testament. En commit. En as 15 minute vir jou te kort raak, staan 'n halfuur vroeër op. Lees 'n halfuur die Bybel. Ons het verlede jaar met die Bybelmarathon gesien hoe vinnig gaan 'n uur verby as jy lees. Wilmarie sal vir ons kan sê. Sy het ingeskryf vir 15 minute, toe lees ek dink 27 ure later. Hoeveel het jy gelees? Dit was crazy. Dit was baie. Wilmarie het vrek baie gelees. Maar ook, ek dink jy kan getuig al van, daai tyd gaan so vinnig verby. As jy net begin lees. So ek wil jou challenge, begin met 15 minute, as jy nie tyd het nie, jy lieg vir jouself. Staan 15 minute vroeër op in die oggend. Lees 15 minute. Ek dink ons gaan vinnig agterkom, 15 minute is baie min. Staan 'n halfuur vroeër op. Lees 'n halfuur. Mag ons hierdie jaar fokus op Jesus. Mag ons fokus op ons verhouding met hom, om hom te verdiep. Mag ons weer in die woord begin lees, leer. Mag ons besef ons het genade nodig en mag ons dit nie for granted vat nie. Mag ons nie voel die Here skuld my genade nie, want hy skuld ons niks. Hy gee dit vrylik. Hy gee vir ons genade. Genade op genade, soos wat Efesiërs 1 sê. En daarom, as ons die nagmaal vier, dit is absoluut 'n herinnering van wie Christus is en wat hy vir ons gedoen het op daai dag van die Paasfees. Waar hy vir ons kom sterf het in ons plek.
Hy sê vir sy disippels voor die tyd, drink hierdie bloed, of hierdie beker, dit is my bloed. En dit is vir die vergifnis, die vergewe van julle sondes. Ek kom was julle skoon met my bloed. En die brood breek hy en hy gee dit vir hulle en hy sê, dit is my liggaam. Eer dit en onthou, dat my liggaam vir jou gebreek het, in jou plek, sodat jou liggaam nie gebreek hoef te word nie. En dis die teken van die nagmaal. As ons die brood eet, moet ons dink aan wat Christus vir ons gedoen het aan die kruis. Hy het homself gebreek as gevolg van ons sondes, sodat hy ons kan vergewe. En as ons die wyn drink, laat ons kan herinner word aan die bloed van Christus wat gevloei het vir die vergifnis van ons sondes. Dat hy ons kom skoon was met sy bloed. Ons gaan in Paasfees bietjie dieper in dit, soos elke jaar, waar dit dan ook gaan met die Jode, waaraan uit Egipte uit bevry is, oor hierdie laaste plaag, die doodsengel wat kom. Dan sê God vir hulle, smeer of verf die bloed van 'n vlekkelose lam op jou deurkusyn, en bly in die huis. En die doodsengel sal oor jou gaan, die Passover. Hy sal oor jou gaan, jy sal nie sterf nie. Dis al hoe hulle redding gekry het, was hulle gehoorsaamheid, hulle geloof, en dat hulle gedoen het wat hy sê. Verf die bloed van die vlekkelose lam en bly in jou huis. Hulle kon verder niks self doen nie, hulle kon hulle self nie red nie. Hulle moes gehoorsaam wees aan wat God vir hulle gesê het. Ek en jy sit vandag hier en ons kan onsself nie red nie, en ons moet gehoorsaam wees aan wat God vir ons sê, en ons besef dat sy bloed is die bloed op die deurkusyn, die bloed van die vlekkelose lam. En al hoe ek gered is as ek in hom bly. As ek beskerm is en onder die bloed is. So wanneer ons nagmaal vier, kom ons wees herinner aan dit. Kom ons word herinner dat dis deur genade dat ons redding het. En mag dit ons groot hoofthema vir die jaar wees, dat ons besef dat die Here is my genadig, het my genade bewys, en hy doen elke dag genade op genade. En mag ons daarom verdiep in ons kennis met wat hy vir ons wil hê. Mag ons weer tyd spandeer in die woord. Mag ons hom leer ken, leer vertrou. So ek wil julle uitnooi om asseblief julle brood en wyn te kom kry, dan gaan ons daar na die nagmaal saam vier. Okay, so wanneer ons die brood eet, mag ons herinner word aan die liggaam van Christus wat gebreek was op die kruis, wat ons sondes betaal het, dat hy gesterf het en opgestaan het uit die dood uit. En dat ons hierdie broodjie kan eet in herdenking wat Christus vir ons gedoen het aan die kruis, vir die vergifnis van ons sondes. So kom ons eet die brood saam en onthou wat Jesus vir ons gedoen het. En as ons die wyn drink, dink ek is belangrik om onsself te herinner dat hierdie is 'n fees wat ons vier. Hierdie is nie 'n droewige ding wat ons doen nie. Ons moenie in stilte sit en onsself jammer kry nie, want ons het lewe. Jesus het vir ons kom sterf en hy gee vir ons ewige hoop, hy gee vir ons ewige lewe. En hy sê, onthou wat ek vir julle gedoen het aan die kruis. Hierdie is julle ewige hoop. Ek het vir jou kom sterf sodat jy kan lewe. Dis hoekom dit 'n fees is wat ons vier. So as ons as gelowiges saamkom, die brood eet, die wyn drink, word herinner aan wat Christus vir ons gedoen het, dat herinner ons ook aan die hoop wat hy ons gee, van ewige lewe. So as ons die wyn drink, word herinner aan die bloed van Jesus wat vir jou sondes en vir my sondes gevloei het, vir die totale vergewing van ons sondes. Liewe Vader, baie dankie dat U in ons plek vir ons sondes gesterf het, dat U die dood oorwin het, dat U opgestaan het, dat U leef, dat U opgegaan het hemel toe, dat U aan die regterhand van die Vader sit, dat U regeer, dat U die koning van die konings is, dat U die ene is wat ons die prys van ons sondes kon betaal het, en dat U die ene is wat vir ons genade op genade op genade bewys. Al verdien ons dit nie, Here, gee U vir ons vergifnis. Al kan ons onsself nie red nie, Here, kom red U ons. Here, dankie dat ons 'n ewige vaste hoop het in wie U is en wat U vir ons kom doen het. Here, mag ons daarom hierdie jaar ons Bybels optel
en ons verdiep in ons kennis van wat U wil is. Here, laat ons sal lewe as Christene. Laat ons nie net sal sê ons is Christene nie, maar Here, laat U ons sal kom verander van die binnekant af buite toe. Here, laat ons sal lewe soos disippels van Jesus Christus. Bid in die naam van Christus, ons redder en ons verlosser. Amen.